Ons sê ook baie welkom aan almal wat vanoggend saam met ons luister aanlyn. Terwyl ons na die woord van die Here toe gaan. Sit maar net 'n boekmerkie daarin by 1. Ekskuus, 1 Petrus 2 en 1 Johannes. 1 Johannes 2. 1 Johannes 2. Here Jesus, U woord is lewend en kragtig. En U woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. En U woord kan deurdring deur enigiets. Enige skans wat homself opstel teen U woord, kan U woord deurdring vanoggend. Maar die belangrikste plek waar U woord moet insny vanoggend, Here, is in ons harte. Want U woord sê dat U beoordeel die gedagtes en die oorlegginge en die bepeinsinge en die planne en die ambisies en die waaragtigheid van ons harte. En wanneer ons vanoggend na die woord toe kom, Here, dat ons 'n begeerte om te hoor wat U sê, ons het 'n begeerte om te leer by U. U sê vir U disippels in Matteus 28, gaan na die nasies, bekeer hulle, doop hulle, en dan sê U, leer hulle alles wat ek julle geleer het. Hulle moes leer by U, Here, en daarom wil ons ook leer by U, want ons wil ook U disippels wees. Ons wil nie net kom luister na U woord nie, Here, ons wil U woord leef daar buite. Ons wil hê U woord moet inkom in hierdie grys stof van ons, en U woord moet kom vernuwing doen daar, en van die ou data uitdryf, sodat daar plek is vir nuwe data wat klop met die karakter van Christus. Hoe sal ons dit leer, as ons nie klas bywoon, Here? Hoe sal ons dit leer, as ons nie kom sit en sê, Here, leer ons deur U Heilige Gees nie? Want U Heilige Gees is die konstante Godheid by ons. En U woord sê ons het niks anders en niemand anders nodig as die Gees nie. So mag die Gees vanoggend self binne in ons werk, soos 'n tweesnydende swaard, wat deurdring tot die diepste gesluite kamertjie van ons hart, en dinge openbaar wat aan die lig moet kom, sodat ons dit kan uitkry, kan genees en kan vorentoe beweeg saam met U as U disippels, en sodat ons die lig wat U vir ons gebring het toe U aarde toe gekom het, kan aanbied vir 'n wêreld wat vasgevang is in duister. Skitter miskien rondom hulle van die edelgesteentes, maar hulle harte is duister en donker en verlore. En ons het die voorreg om die verlosser te kan dra, te kan huisves, 'n tempel te kan wees van Hom. Laat ons nie skaam wees om U aan te bied vir 'n duister, donker wêreld nie. Seën vanoggend, Here. Ontmoet ons, span hierdie tentpenne van ons harte lekker wyd om meer te ontvang van wie U is. Amen. Nou goed, ons is besig met 'n reeks oor gebed wat afgeskop het met die konsep dat Elia by die spruit van Krit, ons is hoe lank al besig met die komponente van 1 Konings 17 en 1 Konings 18 wat Elia se lewensverhaal vertel. En hoe Elia by die spruit van Krit voorberei is deur die Here om te kan gaan na Sarfat toe. En by Sarfat is hy voorberei deur die Here om te kan gaan na Karmel toe, waar die grootste ding in sy bediening gebeur het, by die berg Karmel, waar hy die Baalprofete en al hierdie afgode man alleen aangevat het met die hulp van die Here. En gesê, ons maak nou hierdie saak uit. Gaan Israel as volk Baalprofete volg? Is Baal die ware God? Of is ons God die ware volk, die ware God?
die God van Abraham, Isak en Jakob. Dit sou nie kon gebeur het, as Elia nie gehoorsaam was, om elkeen van die pin locations, wat die Here vir hom gestuur het, te gaan besoek nie, en daar te gebly het, vir so lank as wat die Here hom daar gehou het, om te leer wat hy moes leer nie. Maar weet jy wat, dit help nie net jy gaan sit op die spot wat die Here vir jou wys, en daar's geen kommunikasie tussen jou nie. Wat help het, jy woon die klas by van die professor, maar jy sit oorfone op jou ore en jy luister musiek. Wat help dit? As jy wil leer van die kundige, sit in die klas, gee aandag, luister. As jy vrae het, vra vir hom, sodat jou kennis van hom kan groei. Elia is nie net gestuur daar om te loop rus nie. Elia is gestuur om voorberei te word vir die take wat hy moes gaan doen. En die een taak het gevloei op die volgende een. En stukkie vir stukkie het die Here sy karakter gegroei, om uiteindelik by die plek te kom, waar hy kon staan met die selfvertroue, dat die God van hemel en aarde het gesê, vandag maak ons hierdie saak uit op Karmel. En jy hoef nie vir my te vra nie, jy kan self lees, wat 'n ontsaglike wonderwerk het op Karmel plaasgevind, en hoe die Here vir hom gebruik het. Sonder gebed, en ons het verlede week vir mekaar gevra, wat is gebed? Maar sonder gebed was hierdie hele oefening te vergeefs. Want ons het vir mekaar gevra, ons moet leer om gebed te definieer, want ons word groot op 'n sekere manier van wat gebed is. En ons baie keer is dit daai onder aan die Bybelstukkie of onder aan die dagboek, daai 2 sinnetjies van Here help my ook om so te wees, of Here gee dit ook vir my. Dis baie keer waar gebed begin en eindig in die meeste mense se lewe, of dis 'n roetine, of ons hardloop na Matteus 6 toe of Lukas 11 toe waar die Onse Vader staan en ons wil sekere inhoud met die Here deel. Want dis die regte ding om te doen. Dis hoe ons geleer is om dit te doen en ons mis die definisie en die kosbaarheid van 'n verhouding waar twee mense met mekaar kan gesels. En hoe die Here begeer om daai verhouding met ons te hê wat net moontlik is deur gebed. Gebed wat nie grense het van 10 minute hierso en 10 minute daar nie. Gebed wat vloei vanuit Johannes 15 het ons verlede week gesê, wat sê abide in me like I in you. Bly in my soos ek in julle. Gebed is hierdie konstante. Dis nie 'n tydjie nie. Dis nie iets wat my laat beter voel oor myself nie. Dis nie iets wat my meer heilig laat voel nie. Dis die voorreg wat ek het om 'n lewende God te dien. Daar is nie een ander geloof daar buite behalwe satanisme wat dit kan sê nie. Net Satan, die prins van die duisternis, praat ook met sy kinders. En ons God. Al die res is dood. Beelde, konsepte, ideologieë wat gebou is om die mens beter te laat voel in ruil vir 'n prys. Ek en jy het die voorreg om direkte toegang te hê nadat daai voorhangsel geskeur het in die tempel toe Christus sterf en daai voorhangsel skeer 'n dik gordyn van robbevelle, 'n dik gordyn wat geen mens kan skeer nie, skeer van bo na onder, om dit wat net bestem was vir die hoëpriester 1 keer 'n jaar, onder 'n hengseklomp voorvereistes, voor hy daar kon ingaan, kon hy 1 keer 'n jaar direk tot God nader, en in die allerheiligste wees. En toe daai voorhangsel skeur, toe word die versoening aangebied met die bloed van Christus, wat sê, nou kan ek weer wandel met my kinders. Ek kan weer 24 uur by hulle wees en met hulle praat. Hulle kan weer direk met my kommunikeer. Toe die Heilige Gees uitgestort word, toe sê die Here, hier is die manier hoe dit gaan plaasvind. Ek is nie meer God daar ver nie, ek is God met julle hier, Immanuel. Ek gaan nou bly by julle, binne in julle, sodat dit nie 'n tydjie hier en 'n tydjie daar is, maar enige oomblik van enige dag
kan jy in kontak met my wees, want ek is met jou. As jy Christus Jesus se bloed aanvaar het. As hy jou verlosser en jou saligmaker is. As jy op jou knieë voor hom neergeval te sê, Here, ek is ook gebore in hierdie doodsheid, ek is ook gebore in hierdie skeiding van U. Maar ek bely, ek stem saam, dat dit is nie waarvoor U my geskep het nie. U het my geskep om saam met U te wandel. En ek wil klaarmaak met hierdie ou lewe en sy dinge. En ek wil U volg, en ek wil U woorde leer, en ek wil voed van U af, soos 'n baba van sy ma af, aan die bors, man. Ek wil voed van U af. En ek wil groei tot 'n volwasse man en vrou in Christus. Hier is ek. Stuur my, gebruik my, leer my. As dit daar is, dan raak gebed hierdie voorreg. En ek wil net weer vir julle die 3 sirkels teken waaroor ons vandag gepraat het. Ons het gepraat oor wat verlede week. En wat nie gebed is nie. Gebed is nie rympies nie. Gebed is nie iets wat jy probeer doen om beter te voel nie. Gebed is nie woorde wat jy herhaal sodat jy binne die stelsel kan bly wat jy voel die regte ding is om te doen nie. Die wat van gebed is daai verhouding. Bly in hom soos hy in jou. En as hy nog nie in jou is nie, nooi hom. Jy weet nie wat jy mis nie. Jy weet nie wat jy mis om op jou eie stoom deur hierdie lewe te probeer gaan versus om die adviseer van alle adviseurs te hê nie. Die trooster van alle troosters. Die waarheid, die gees van waarheid en insig wat kan sien in die verborge wat jy nie kan sien nie. Jy weet nie wat jy mis nie. Om te kan erken, Here, ek weet nie, maar U weet. Daarom wag ek op U. Is 'n voorreg teenoor iemand wat van die môre tot die aand stres want ek moet antwoorde kry op my probleme wat ek nie het nie. Geliefdes, ek verstaan al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer hoekom hierdie wêreld mense insluk. Want eers nooi hy jou in, en ons gaan volgende bietjie daaroor lees. Eers nooi hy jou in met al sy bemarkingstyle. Nooi hy jou in. Die vyand is slimmer as wat jy dink. Hy gebruik die ou triks. Maar hy is slimmer as wat jy dink. Hy ken jou swakpunte. So hy bemark aan jou op 'n sekere manier. En jy dink, dit is amazing wat hy aanbied. Maar as jy eers gekoop het wat hy aangebied het, dan maak hy jou sy slaaf. Dan verdwyn jou vryheid. Dan sit hy die boeye aan. Christus het gekom om daai boeye los te maak. Om te sê, jy's vry in my. Jy weet nie wat jy mis. As iemand vashou aan 'n stel reëls wat godsdiens daar stel, want dit is mos hoe dit moet lyk nie. Maar die Here kyk nie na die volg van die reëls nie. Die Here kyk na die gedagtes en die oorlegginge van die hart. En dis wat Hebreërs 4 sê wat hy beoordeel. Hy beoordeel wat hier binne aangaan, nie noodwendig net wat by jou mond uitkom nie, dit waaruit dit gebore word. So waaruit word gebed gebore by jou, as dit nie is vanuit die verhouding nie. Dan het ons die inhoud van gebed. Meaning die disippels vra vir Jesus, hoe moet ons bid? Dis die hele konsep van die Onse Vader. En ons gaan volgende week daaroor praat, en ek wou vandag daaroor praat, en sê die Here, nee, dit help nie, julle praat oor die inhoud, as julle nie gepraat het, oor die why factor nie. Vraagteken. Hoekom bid jy? Navorsing sê, dat as jy 5 keer hoekom vra, kom jy by die werklike intensie uit, van hoekom jy sê wat jy sê of doen wat jy doen. Of voel wat jy voel. Kom ons toets dit. Gee gou vir my. Nee, wat help ek vra vir julle en julle gaan nou skaam wees nou. So ek sal nou met een van my swakpunte nou uithaal.
Hoekom wil ek hê die Proteas met die T20 World Cup wen? Wat is die werklike rede? Nie vir dat ek beter, ja, want dit gaan my beter laat voel. Ja, net is so, ek gaan vies raak as hulle swak speel, as hulle die hele toernooi goed speel en dan as hulle in die semifinal en die final kom, dan speel hulle power, maar dis nie die myn rede nie. Dis 'n eerste rede wat ek gee, so ek moet een level dieper gaan. Hoekom wil ek hê moet hulle wen? Sê weer? Dis my mense. Right? Maar hoekom wil ek hê my mense moet wen en iemand anders se mense moet verloor? Want ek hou nie van verloor nie. Hoekom hou ek nie van verloor nie? Ek voel soos 'n mislukking. Not good enough. Kan jy sien waartoe kom dit uit? Ons kan nog dieper as dit gaan. Hoekom voel ek soos 'n mislukking en not good enough? Want ek bepaal my vreugde. Dit wat rondom my gebeur, bepaal my vreugde. Nie noodwendig dat ek my vreugde vind in die Here nie. As die psalmdigter skryf, dink is Psalm 37. Dink jy Engels sê, delight yourself in the Lord. Vind ek my vreugde in hom, voor die eerste bal gebou raak? En leer ek my kinders, dat dit maak nie saak wat die uitkoms hiervan is nie. Ons cheer vir hulle, maar as ons verloor, moet ons dit kan hanteer. Die verloor van hulle, of die wen van hulle, is nie veronderstel om my hart te beïnvloed nie. Al is ek hoe groot 'n patriot. Ek moenie myself verlekker in iemand anders se verloor nie, maar dit is lekker uit Australië huisloos. Sorry Here. Klomp kruisgevangenes, wat hulle ook al. Ek wil hierdie versie lees vir jou wat jy Ja? gesê. Delight yourself in the Lord and he will give you the desires and the secret petitions Of your heart. Ja. Ek het hom hier neergeskryf want ek wil later bietjie meer by hom uitkom, so kom ons hou net eers daar vas. As ek braaf genoeg is om hoekom een vlak dieper te gaan, dan kom ek by die werklike rede uit vir wat ek gedoen of wat ek gesê het en hoe ek dit gedoen het. Nou ek hou van die wêreld van bemarking, want ek hou daarvan om te gaan kyk. Ek het wat is 'n kleintjie dood, beter woord daaraan. Aan iemand wat iets in iemand afsmeer, net om sy eie sak te bevoordeel. Ja, maar wat is die afkeer? Aan iemand wat net iets verkoop. Weet jy hoekom? Want ek was daai persoon in my lewe. Net om te verkoop en jy sal die beste moontlike woorde gebruik om die wat te verkoop. Maar die werklike rede of daai mens dit nodig het of nie is nie vir jou belangrik nie. Die wat bring die geld in. En ek was lank in my lewe, was ek die ou wat gedink het, hoe gaan ek die sielkunde manipuleer om te kry wat ek wil hê? Tot ek by die Here uitgekom het. En die Here vir my sê, nou verander jy die bemarking. Nou raak dit om mense in te lig, om 'n ingeligte besluit te neem. Jy dra inligting oor, totdat die ander persoon genoeg inligting het om self 'n besluit te maak of hierdie vir hulle goed is of nie. Jy forceer niks. Want die Here Jesus, my geliefdes, het nie homself van jou afforceer nie. Die Here het gekom en hy sê, kyk, ek klop aan die deur van jou hart. As jy vir my oopmaak, sal ek inkom. Daar staan nie, kyk, ek skop teen die deur van jou hart en ek binnekort skop ek hom oop. Ek moet nog eendag as ek wil geld maak, gaan ek ouens leer om ordentlike deure te maak, want jy gesien hoe trap hulle deure oop. Jong, dis net so een trap en as jy deur oop. Ek wil gaan kyk hoe lyk daai deure. Maar die Here doen nie dit nie. Hy trap geen deur oop nie. Hy sê as jy inkom, as ek jou trigger, as ek iets sê wat aan jou hartsnare roer,
As jy voel daar's 'n roepstem en jy sê, Here, ek wil meer hoor, weet jy wat gebeur? Jy vra vir hom, vertel my meer van u self. En die Here sê, met die grootste vreugde, hier is my woord, hier is my gees, hier is ek. Wat wil jy weet? Kom ons gesels. Kom ons kry hierdie verhouding. Daar's soveel van my wat ek vir jou wil vertel. Daar's soveel van jou wat ek vir jou wil vertel. Daar's soveel wat ek vir jou wil wys oor hoekom ek jou op hierdie aarde geplaas het, wat my doel met jou hier is. Kom sit hier by my. Daar's die woordjie vertoef. Ons het 3 weke in ons huis daaroor gepraat. Die verskil tussen kom inloer, kom kuier, vinnig 'n koppie koffie drink en vertoef is 'n groot verskil. Net soos wat kom kuier en oornag 'n groot verskil het. Die Here sê kom vertoef by my. Kom spandeer tyd by my. En die vraag is wanneer ons bid, kom loer ons vinnig by die Here in of vertoef ons by hom? Want vertoef kan wees soos stap saam. Ek in jou, jy en my. Stap saam. Kom, ons het so baie oor te praat. Ek dink aan Jesus na sy opstanding met die Emmausgangers. Toe hom nog nie herken het nie. En hy stap saam met hulle. En hulle het hierdie vrae en hy lê hierdie goed vir hulle so uit en hy gesels saam. Hulle het vertoef saam. Hulle het nog nie geweet wie hy is nie, maar hulle het vertoef saam met hom. En eers toe hulle by die huis aankom, toe sien hulle, maar dis hy. Hoekom? Omdat hulle vinnig hom op die kruispad gekry het en 2 woorde gesels het aangeloop het. Nee, saam met mekaar gestap. Wat is die werklike rede? Wat is die why factor? Wat is die hoekom ek en jy bid? En dit, my geliefdes, gaan ek vir jou nou sê, is 'n konfronterende oefening. Want ek moet myself vra, hoekom is ek getroud met my vrou? Hoekom is ek getroud met daai 3? Ek gaan nou eers vir jou ek gaan eers vir jou die eens antwoord gee wat my vrou wil hê ek moet sê, en dan gaan ek die antwoord gee wat die Here sê, en dan gaan ons verder gaan. Die eerste rede hoekom ek getroud is met daai 3 is omdat ek haar gekies het. Ek het verlief geraak op haar en ek het haar leer ken en ek het gekies. Ek kies jou. Toe vra ek, Here, ek kies hierdie vrou. Is dit die vrou vir my? En toe, punt 2, toe sê die Here, ek bevestig vir jou my kind, dit is jou vrou. Daai 2 redes, dat ek haar gekies het, en sy my gekies het, wat een is, en dan het die Here die bevestiging vir ons albei gegee het, ons is mekaar se huweliksmaats. Daai 2 redes kan die grootste storm deurstaan. Wanneer die storms van die lewe losbreek, en die vyand kom met sy gemors en daar's moeilikheid in ons huwelik, dan kan ek sê, ja, ek is dalk nie nou op die oomblik so mal oor haar nie. Ons sukkel met 'n paar goedjies met mekaar. Maar my liefde het nie verdwyn nie. En die Here se opdrag en sy bevestiging het nie verdwyn nie. Ek kies haar. En dis my probleem met Hollywood. Die oomblik as die gevoel verdwyn, dan ruil ek die een model in vir die volgende een. Want die oomblik as ek agterkom, dit gaan oor meer as net hierdie aangetrokkenheid tot mekaar, dan soek ek iets nuut. Want ek het nie die Here om te vra of dit my vrou is of nie. En dan gee ek sommer net moed op. Want weet jy wat, ons is nie compatible nie. Regtig? Waar is jy veronderstel om compatible te wees? Die Here vat 2 imperfect people. En met sy krag en genade stap hy saam. Ek sê, dis my vrou. En die Here sê, dis jou vrou. Hoekom bly ek getroud met haar? Hoekom is ek getroud met haar en hoekom bly ek getroud met haar, is 2 verskillende wêrelde. Hoekom is ek getroud met haar? Klaar vir jou gesê. Gaan daai 2 redes, is dit genoeg
om verbou de Klerk te hou in die huwelik met daai 3? Is dit? Is dit genoeg om 'n gesonde huwelik te hê met haar? My vriende, as ek sê ja, daai 2 redes is genoeg. Luister gou mooi vir my. Jy's welkom om met my te verskil. Ek praat met jou uit die diepte van my hart uit. Want ek moes gaan sit en hierdie vrae vir die Here antwoord. Oor hoekom ek met hom praat. Hoekom? Wat is die rede dat ek tot hom bid? Want as ek sê, dit wat die Here aanvanklik gesê het en dit wat ek aanvanklik gekies het is genoeg, dan beteken dit, ek hoef niks verder te doen nie. As ek sê ja, dis genoeg, dan kan ek stagneer in my verhouding met haar. Dan hoef ek nie verder te vertoef by haar nie. Ons is nou getrou, die Here het gesê, ek het jou gekies. Hoe die oom gesê, ek is lief vir jou die dag, wat ons getroud is, het ek gesê, as dit verander sal ek jou laat weet. Die vraag wat hulle van hom gevra het, is oom, wanneer laas jy vir die tannie gesê, jy is lief vir haar? En hy moet nie bereid was om te gaan na die regte rede, hoekom nie? Omdat hulle net huismaats geraak het en kinders saam groot gemaak het. En dan daar ander redes in sy hart was, waar hy sy vreugde gesoek het. Toe sê hy, dis nog steeds dieselfde as in die begin. Om te stagneer in 'n verhouding is baie maklik. Jy vind net jou vreugde elders. As ek sê nee, die feit dat ek haar gekies het, verlief geraak het op haar, die feit dat die Here gesê dis my vrou, het my die regte wegspringblok gegee. Maar kan nie 'n gesonde huwelik maintain nie, dan sê ek, daar kort commitment teenoor mekaar, en daar kort 'n woordjie wat die Here hierdie week oor en oor van my gesê het, daar kort 'n begeerte. Daar kort 'n begeerte om haar beter te leer ken. Daar kort 'n begeerte om saam met haar tyd te spandeer. Daar kort 'n begeerte om haar te bel as ek op die vliegtuig is. Sê ek verlang jou. Daar kort 'n begeerte. Psalm 37 vers 4 kort in my lewe, Tanya, van my verhouding. Die Bybel sê nie verniet, daar moet 'n begeerte wees na die Here, voordat hy vir jou gee wat die begeertes van jou hart. Delight yourself in the Lord. Wat sê die Afrikaans, asseblief lees gou vir my. Verlustig. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee. Die begeertes van jou hart verlustig. Staan vas. Lekker gaan dit so in die huwelik, nee Martin, net. Staan vas. O ja, daar's niks fout by julle nie. As twee beloftes in daai verse, nee. Die Here sê, hy sê, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee. Dis 'n belofte wat hy gee. Vind jou vreugde in die Here en hy sal vir jou gee. Hy sal vir jou wat jou hart begeer, laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek. Sal jou onskuld laat deurbreek. Dis wat die Here vir ons gee nou. Ja. En dan Johannes 15 vers 7, wat sê hy? Manna? Wat sê Johannes 15 vers 7? Vra net wat jy wil. Dis die B-gedeelte. Wat is die A-gedeelte? As julle in my bly en my woorde in julle. Menende, ons gaan terug na 15 vers 4 toe wat verlede week se teks was, abide. Bly in my soos ek in julle. So daar staan, as julle in my bly soos ek in julle, en my woorde, dit wat hier uitkom, wat ek julle mee leer, wat julle vir ander mense leer, as dit bly in julle harte. Vra dan net wat julle wil, en julle sal dit kry.
Dis lekker om my versie skeef te trek. Dis baie lekker om hom skeef te trek en sê, kyk, dit sê die Bybel. Geliefdes, ondersoek saam met my die werklike rede hoekom jy bid. Wat is die intensie van jou hart? As Hebreërs 4 sê, ons het dit in die begin gesê, die Here beoordeel die intensie van ons hart. Kan die mooiste gebed vandag vir jou bid. En dit beteken 0 in die oë van die Here, as dit uit die kop uitgekom het, maar nie die hart uit nie. Yes. Die rede hoekom ek mens wil is omdat jy lief is vir die Here en nader wil kom na hom en om ander se lewens te beter. Ek hoop so. Ek hoop so. Ek hoop dit is so in ons elkeen se hart, my vriend. Ek hoop dit is so, want dit is maklik om dit te sê, maar ek wil nie myself vir een oomblik in jou skoene sit nie. Ek wil ons moet saamstap in hierdie saak. Ek wil ons moet albei huis toe gaan vandag en sê, kom ek wees eerlik, as die krisis stryk, hoekom bid ek? Want kan jy gou sê wat? Die inhoud van my gebed word bepaal deur die gedagtes en die oorlegginge van my hart. Dit wat ek bid word beïnvloed deur hoekom ek bid. As die begeerte na myself is en die uitsorteer van my probleme, onthou nou die frustrasie met jou wat ons in mekaar geteken het? As my verwagting is, op grond van die verse wat ons nou gelees het, dat die Here alles moet doen wat ek vir hom vra, want die woord sê so. Vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. En ek verkry nie wat ek gevra het nie, wat is die probleem daarna? Daar is 'n frustrasie in my hart. Die frustrasie is, Here, hoekom doen U nie wat ek vra nie? Wat was die werklike rede hoekom jy gevra het? Was die begeerte na jouself en die uitsorteer van jou issues, wat die Here die oplossing voor is? As hy dat die mag en die krag en die gesag het, en hy sê die goeie liefdevolle God, waarom sit daar kinders in kinderhuise? Het jy gesien hoe lyk 'n seentjie se lyfie en 'n dogtertjie se lyfie wat met sigarette gebrand is, omdat pa en ma te dronk is om die asbak te vind? Hoekom gebeur dit? Hoekom sit ons met alkoholsindroom kinders? Hoekom sit ons met tronke vol verkragters? Hoekom sit ons met human traffic? Dis die tipe vraag wat jou kan wegdryf van die Here af, as jy nie verstaan dat die vraag is 'n vraag in jou hart nie. Voor dit enige woord uitkom by jou mond, voordat dit 'n gedagte raak, is dit eers iets in jou hart. En ons blameer die Here vir die dinge in ons lewe wat seer is. As hy dan in beheer is van alles, dan is hy mos die go-to wanneer hier 'n probleem is. Hy het dan nou al die krag en mag en gesag. Hoekom nie net dit uitsort vir my nie? Want Psalm 37 vers 5 en Johannes 15 vers 7 sê, daar moet iets gebeur voordat die Here gee wat jy wil hê. Die begeerte van jou hart moet in lyn kom met die begeerte van sy hart. Jou begeertes, jou vleeslike begeertes moet oorgegee word aan syne. En in jou hart moet daar 'n begeerte ontwikkel na hom. Dit is soos 'n opgewondenheid om vir pappa of mamma te sien na 'n lang kuier by oupa of ouma. Dis lekker by oupa of ouma, daar's nie 'n probleem nie. Baie voorregte by oupa en ouma wat ek gekry het, wat ek nooit op die plaas gehad het nie. Maar daar kom 'n tyd
wat ek vir pappa en mamma so verlang, dat ek nie kan wag, en oupa sê, oor 2 slapies, kom pappa en mamma kuier, vir jou kom haal. En ek kan nie wag nie, ek kan met hulle op die foon praat, maar dit is nie dieselfde nie. En ek is opgewonde om hulle te sien. En as min dinge so lekker, as wanneer ek van iewers af kom, en my gesinnetjie kom hardloop na my toe. Papi! En hulle kom val in my arms, want daar's 'n begeerte van hulle kant af na my. In daai oomblik wat hulle my net kom hardloop, kom hulle nie met die lysies van dit wat hulle wil hê ek vir hulle moet doen nie. Hulle kom om my te ontmoet. En my vrou sal al die vorige aand vra as ek terugkom, wat sal jy graag wil eet môre aand? Dis gewoonlik lasagne of nachos of braai of iets van die aard. Hoekom? Daar's 'n begeerte van haar af na my. Dis nie wat kan ek vir haar doen nie, dis wat kan sy vir my doen? Sonder die begeerte in my hart om nou na die Here toe te gaan en opgewonde te wees om met hom te gaan praat en te kommunikeer met hom, gaan ek eintlik net my eie begeertes aan hom bekend maak. Ek weet nie of dit waar is vir jou nie, maar is waar vir 'n groot gedeelte van my lewe. Dat ek mis uit op die verhouding, die gesprek, die voorreg om met die koning van die heelal in gesprek te wees en in hierdie verhouding te wees en net met hom te gesels oor wie hy is. En te weet, hy ken die begeertes van my hart. En ek weet, dat hy gee vir my in sy woord die vrymoedigheid en sê, kom na my troon toe. Met vrymoedigheid, dis daar. Maar wat as ons inhoud van ons gebed so gemanipuleer word deur ons eie begeertes, dat ons uitmis op die abide in him, like him, he in us. As ons uitmis op hierdie koffie drink saam met die Here, soos wat jy koffie drink saam met jou geliefdes, en sê, hoe gaan dit? Lanklaas mekaar gesien. Anders raak ons soos die seentjie, wat die brief geskryf het, en onder sy kopkusse gesit het, en gesê het, hy soek 'n rooi fiets. Volgende dag is sy verjaarsdag. En hy kom by die huis en hy sê, die briefie sê, liewe Jesus, ek soek asseblief vir my verjaarsdag 'n rooi fiets. Sit hom onder sy kopkussing, toe hy die volgende dag by die huis kom, soek hy 'n rooi fiets, en 'n rooi fiets is nêrens te vind nie. En hy stap uit die huis uit. En hy stap na die naaste kerk toe, wat hy sien. En daar, by daai kerk in die tuin, staan 'n beeldjie van Moeder Maria met Jesus. En hy skop daai beeldjie om, en hy druk op sy rugsak, en hy ry terug huis toe. Stap terug huis toe, hy het 'n fietsie. En hy sluit hom met sy kas toe, sy die slot aan. En hy vat daai sleutels en hy bid, en hy sê, Jesus, as jy weer jou ma wil sien, dan beter jy daai rooi fiets bring. Ja, ons lag. Maar partykeer is dit so, dis hoe ons gebedslewens lyk. Ons het hierdie begeertes wat ons declare aan die Here. Asof ons, sal Oomie net gou vir my daai, Rowan, kyk of ons weer daai deur vir ons gaan bietjie toer maak. Daar's 2 deure, kyk of julle albei kan toe kom. Baie lief vir hulle, maar as ek myself die reg toe-eien om vir die God van die heelal te sê hoe hy my lewe moet bestuur, watter verhouding is dit? Wie gee die opdragte en wie voer hulle uit? Wie is die eienaar en wie is die rentmeester? Sê die rentmeester vir die eienaar wat moet gebeur vandag? Of kom die rentmeester, kom die bestuurder elke dag na die plaas eienaar sê, meneer, dis nie goed wat jy nou gesê het ons moet doen, kan ons gou 'n bietjie praat oor hierdie en hierdie, ek dink ons moet daai so en so doen, en hy sê, ja, ek like dit,
gaan voort. Of weet jy wat, daai 5 is reg, maar hierdie 3 kos doen dit so en dan gaan ons verder. Maar die eienaar is die een wat die finale sê het, nie die bestuurder nie. So hy gee ons die voorreg om sy kinders te kan wees. Hy gee ons die voorreg om op sy skoot te sit en met hom te praat. Maar moenie die voorreg vat as 'n reg om te kan probeer om te manipuleer wat jy wil hê nie. Tot my spyt sal ek vir jou erken, ek is mal oor hierdie reekse goed wat afspeel in die antieke tye, met die kastele en die perde en die goeters. Maar dit is my ontzagwekkend om te kyk na die politiek binne in dit. Elke koning het altyd een of ander adviseur wat knaif. Hy is altyd besig om te kyk hoe hy voordeel vir homself kan trek, maar wanneer hy voor die koning verskyn, en gewoonlik is dit kerkmanne. Dis die hoof van die kerk, en die kardinaal. Maar is net al wat hy die Here se naam gebruik, is wanneer hy homself wil cover teen dinge. En wil goed lyk voor die koning, maar agteraf is die agenda van sy hart, die why factor, die hoekom hy daar is, iets heeltemal anders as om ten voordeel van die koning en ten voordeel van hierdie land dinge te doen. Hy het sy eie agenda, wat hy wil bereik. En daarom vra die Here vir my, eerste, voor hy vir jou vra. Dis my kind. Ek gee jou die voorreg, jy's deel van my gesin. Jy's ingebore in my bloedlyn. Uitgehaal uit die koninkryk van duisternis. Ingeplaas in die koninkryk van lig. Deur die liefde van my seun. My liefde vir jou is so groot, dat ek my seun se lewe gee vir jou aan die houtkruis. Hoekom sal ek nie net die beste vir jou in gedagte hê? Dink jy ek weet nie wat die begeertes in jou hart is nie? Dink jy nie ek verstaan, nog voordat dit 'n gedagte by jou word, weet ek al wat dit gaan wees nie? Jy hoef nie met agendas na my toe te kom nie. Ek nooi jou om jou hart te kom ontbloot voor my. Ek nooi jou om so eerlik voor my te kom sit, dat ons niks geheim vir mekaar hou nie. Dat alles oop aan die lig is, want ek weet in elk geval. So dit gaan niks maak van hom af na jou toe as jy eerlik raak nie, maar dit maak die grootste verskil van jou af na hom toe. En soveel frustrasie gaan uitgesorteer raak, as jou begeerte nie na jouself is nie, maar na hom. Wanneer jy jouself verlustig in hom, wanneer jy sy naam begin oplig en groot maak, wanneer die begeerte van jou hart is om te sê, Here, ek wil U beter leer ken, in plaas van om net my lysie van behoeftes aan U bekend te maak. Wanneer die begeerte van my hart is om in hierdie verhouding met hom te staan soos 'n bruidegom met sy bruid, want ek weet hoe dit is om 'n bruid lief te hê. En ek weet hoe dit is om haar af te skeep. En ek weet hoe dit is om sirkels rondom haar te loop omdat ek ongelukkig is met haar oor 'n saak. En ek weet hoe sleg dit vir ons verhouding dan is. Hoekom dink julle vergelyk die Here sy verhouding met ons as 'n bruidegom met 'n bruid? Want ons is sy bruid. Maar hy is nie 'n bruidegom soos ek nie. Hy's getrou, selfs al is ek ontrou. Hy is getrou. Hy's 'n bruidegom wat altyd daar is vir sy bruid. Maar is sy bruid altyd daar vir hom? Is sy bruid beskikbaar vir hierdie intieme verhouding wat hy verlang? Is die begeerte van my hart na sy wil bo myne? Ons is nog nie by die inhoud van die gebed nie. Ons is nog net om te verstaan hoekom ek bid. Want as die begeerte nie na sy wil is vir my nie, dan gaan ek net roep binne die inhoud van my gebed na my wil vir myself wat hy moet maak gebeur. Is my begeerte om al meer verander te word na die beeld van sy seun. Dis die begeerte wanneer ek bid, wanneer dit by die inhoud van die gebed kom, wat gevorm word uit die gedagtes en die oorlegging van my hart, is die begeerte daar binne om te sê, Here,
vorm my al meer na die beeld, na die karakter van Christus. Is die begeerte van my hart, dat wanneer ek bid, hy verheerlik moet word, nie ek nie. Hy meer moet word, nie ek nie. Is die begeerte van my hart, is die why factor, is die rede hoekom ek bid, om sy stem te hoor. Nie net myne te laat hoor nie, en om dit wat ek hoor van hom te gehoorsaam. Nou, natuurlik moet ons by die woord uitkom. So, 1 Johannes 2. 1 Johannes 2. En ek gaan nou vir jou die hele gedeelte lees, want ek wil uitkom by die kruks aan die einde, sodat ons dit kan vasmaak in ons harte. Die belangrikheid om elkeen ons harte te ondersoek vir die rede, hoekom ek bid, want dit beïnvloed die inhoud van my gebed. 1 Johannes 2 vers 3. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê, hoe weet ons die Here is in iemand? Hy wat sê dat hy in hom bly, selfde as Johannes 15 met die wynstok. Hy wat sê dat hy in hom bly, wat sê hy abide in hom, behoort self ook so te wandel, soos Jesus gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis, en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Wat as hierdie gedeelte, net soos Johannes 15, ook 'n diep gebedsbetekenis het? Menende, as jy dit lees, om vir jou te wys, wat is die intensie van jou hart, waarmee jy na die gebedstafel toe, as ek hom so kan noem, gaan. Is dit vanuit 'n posisie van duisternis, of uit 'n posisie van lig? Is dit om die duisternis te bevorder in jouself, of is dit om die lig kans te gee om te verander? Ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is, om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Hierdie gedeelte gaan alles oor 'n bevestiging, dat jy in jou is en jy in hom. En hy het alles oorwin, en daarom is die oorwinning joune in hom. En jy kan hom ken as gevolg van die werk wat hy afgehandel het vir jou. Jy kan nie boast daaroor nie. Jy het dit nie gedoen nie, hy het. Ek het aan julle geskrywe vers 14, Vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Alles die bevestiging van die werk van Christus. So asof hy wil sê, besef nou, dit is so. En dan kom die kruks. En dan ontbloot die skrywer van hierdie kosbare boek onder leiding van die waarheid van die Gees vir ons, ten spyte van die feit dat ons gered is in Christus.
Ten spyte van die feit dat hy al hierdie werk afgehandel het vir ons. Ten spyte van die feit dat ons vergewe is en dat ons die krag en die mag deur hom ontvang om te kan oorwin oor die sonde wat voor ons deur lê en na ons begeer. Omdat als daar is, gebeur daar iets wat ons bewus van moet wees wanneer ons bid. Hier kom het, vers 15. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Moenie dat jou gebedslewe oorheers word deur die dinge van hierdie wêreld nie. Moenie dat jy jou liefde vir die wêreld probeer versag deur daaroor te bid en dit nog steeds te begeer nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, en dan kom hierdie 3 belangrike dinge. Die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. Kan dit wees dat Satan ons gebedslewens geïnfiltreer het? Kan dit wees dat Satan die kerk van die aarde geïnfiltreer het om ons te leer om te bid volgens die wêreldse begeertes? En dat ons nooit geleer is om hierdie kosbare verhouding te koester en ons begeerte na die Here te maak nie. Die 3 dinge wat hy noem, wat die wêreld vir jou bring. Die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. Wat gebeur in die tuin van Eden? Wat bring die bemarker van die boosheid na Eva toe? Gaan kyk vir jouself. Hy bring vir haar die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe. Hy sê vir haar, kyk hoe mooi is daai vrug. Die Jode noem dit the sin of lust. The sin of lust, en die Engelse woord is lust, the lust of the flesh, the lust of the eyes. Dis wat jou oë sien, en dit beïnvloed dan wat jou hart begeer. Dis wat jou vlees nog altyd wou gehad het. Maar nou sien jou oor dit vir die eerste keer. Waar dink jy begin 'n affair? Dit begin met wat die oë sien. En die hart begeer. En omdat een van die dae dit gestop het daar en gesê het om te wandel in die aandwind, saam met ons koning en ons skepper is vir my belangriker en 'n groter begeerte nie. Daarom kon sy sê, hierdie klink goed. En Satan kon vas sê, dink jy nie dat die Here is bang julle word soos hy nie? Grootsheid van die lewe, belangrikheid, kennis, mag. Hoeveel goeie konings het Israel gehad? 9. Hoeveel konings het Israel gehad? 9 uit 43 kon die begeerte na die Here en sy dinge groter maak as die begeerte na die wêreld en sy dinge. 9 uit 43 kon sê, die begeerte na die Here is belangriker as wat die oë sien. En weet jy wat? Dan het ons vir Dawid in die middel, wat nie op die dak van die paleis moes wees nie, maar by die oorlog, toe sy oë sien vir Batsheba. En kyk na die doodse effek wat daar uitkom, omdat hy nie wou luister. Dit het hom skade aangerig. Dit het hom sy eerste seun se lewe gekos. Maar Dawid leer uit sy foute uit, daar is vergifnis vir jou foute, man. Maar iewers moet ons besef, daar is 'n intensie van ons hart, wat heel waarskynlik is wat die oë sien en wat die hart begeer. En dan wil ons dit vergeestelik deur te sê, maar die Here wil mos hê ek moet kry wat ek wil hê. Want ek haal hierdie sekere verse aan, maar ek haal dit so uit konteks aan dat ek vergeet ek is besig dalk met die kerk van Satan as die kerk van Christus. Want daar waar die vlees seevier, daar is die vyand teenwoordig. En hy is die prins van hierdie wêreld.
Hy's nie 'n koning nie, maar hy's die prins van hierdie wêreld. En hy loop ook rond met 'n kerkpak. Hoekom? Want hy's 'n engel van die duisternis wat hom voordoen as 'n engel van die lig. En hy sal vir jou bring, en dit is vir my so interessant. Ek moedig nie mense aan om hierdie goed te kyk nie, maar dit is vir my so interessant hoe die Here met my werk deur van hierdie reekse. Om te sien, kyk deur die agenda, kyk verby die woorde, luister na die hart. Want hoe daar gewandel word aan die buitekant, is eintlik 'n manifestasie van die werklike bedoelings van die hart. So voor ek en jy kan praat en gaan kyk na wat Jesus vir sy disippels sê wanneer hulle vir hom vra, Here, hoe moet ons bid? Voor ons kan kyk na die inhoud en dalk 'n rympie wil herhaal wat nie uit ons hart uitkom nie, moet ons vir mekaar gaan vra en vir jouself gaan vra voor die Here vandag as dit kan wees nog. Here, wys vir my die ware intensie en die gedagtes en die oorleggings van my hart wanneer ek bid. Wat soek ek eintlik? En wees braaf genoeg as hy vir jou wys, dis jouself. En jy wil jouself verheerlik. En jy wil jou eie gees begeertes bevredig, dat die waarskuwing aan 1 Johannes 2 is uit vir my en jou om te sê, dit gaan jou laat lyk soos hierdie wêreld. En dit gaan die verhouding tussen jou en die Here, nie van sy kant af nie, van jou kant af, skade berokken, want jy gaan nie met hom wil praat elke dag, soos met 'n broer en 'n vriend en 'n pa nie. Jy gaan net vir hom gaan sien, wanneer jy iets van hom soek, en jy gaan met daai agendas kom. En sekere inhoud kom aanbied, waardeur die Here dwars deur kyk. En sê, ek kyk na die hart my kind. En dan kom die geweldige gevaarlike ding, dat die Here vir Saul oorgee aan die begeertes van sy hart. En dat die Here, nie 'n mens nie, en nie Satan nie, die Here het 'n bose gees in Saul ingestuur. Want Saul het nie 'n begeerte na God gehad nie. Saul het 'n begeerte na homself gehad. En na die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. Saul wil the man wees. Toe sê die Here, okay. As dit jou begeerte is, dan gee ek aan jou die begeertes van jou hart. Geliefde, wil jy 'n bose gees hê? Omdat dit alles waaroor jou gebedslewe gaan is net oor jouself en wat jy kan kry daaruit en hoe die Here na jou mense moet kyk en hoe jy dit verwag dat hy dit moet doen. Anders is hy nie goed nie of hy is nie God nie. Of kan ek verander en besef, moes ek nou so oud raak om te besef my gebedslewe is leeg net omdat ek oor myself bid. En ek begin ondersoek die intensie en ek sê, Here, skep in my 'n rein hart, o Heer. Deurgrond my, sê dieselfde Dawid, wat die 5 big sins gedoen het, sê, Here, deurgrond my en skep in my 'n rein hart, o Heer. Kom verander, kom vernuwe my Here. Dis Romeine 12. Dis renewal of the mind. Dis Here, kom met die gees uit in my, is so groot, hoe lieflik is U, Here, maar kom asseblief, en kom verander dit, help my. Dit gaan jou 'n minimum van 60 dae vat, om iets anders te doen, sodat 'n gewoonte jou lewe kan raak, my geliefde. Het vat net 28 dae om 'n slegte gewoonte aan te leer, maar dit vat 'n minimum van 50 tot 60 om dit af te leer. Hoekom? Want ons bou neuronbane in ons brein, gaan doen die navorsing jouself. Wetenskap komplementeer die woord. Wetenskap staan nie teen die woord nie. En die Bybel gee hom nie uit as 'n wetenskapboekie, maar daar's baie wetenskap daarin. Die neuronbane word gevorm na aanleiding van die keuses wat jy maak. En hoe meer jy daai keuse maak, hoe meer gaan word daai proteïen afgeskei en dit brand vas in die brein. Jy dink nie oor tandeborsel nie. Jy borsel tande terwyl jy aan iets anders dink, want dit is so vas in jou brein hoe jy dit doen. Tot die dag wat jy jou hand seermaak, en jy kan nie die hand gebruik of hy's in gips. Dan kom jy agter, skielik is dit moeilik met die ander een. En skielik is jy gefrustreerd om tande te borsel.
Want die brein wil op dieselfde pad gaan, om vir jou sê, vat die borstel, moet hierdie hand sit die tandepasta op, maar hy kan nie, hy moet nou anders te omwerk. En daarom gaan dit jou irriteer, en frustreer, om jou gebedslewe te verander. Want jy's gewoond daaraan op 'n sekere manier. Jy's grootgemaak en opgelei, om jouself te verheerlik. En die vyand het dit reg gekry, om deur heilige sisteme, tussen hakies, vir ons te kry om oor onsself te bid. Want die Here gun ons mos net geluk, volgens ons definisie daarvan. Maar die Here se begeerte is dat jy meer heilig raak. Die Here se begeerte is dat jy jouself ontdek in hom. Daar's baie meer vreugde daar as wat jy dink. Niks wat die wêreld vir jou kan bring, kan kompeteer met die vreugde en die vrede wat in die Here is. Niks. Niks. So wees gewaarsku om jou gebedslewe te offer, om jou lewe te bring as 'n offer voor die Here, goed en welgevallig aan hom, is om te sê, Here, ek is bereid om te suffer vir dit om in plek te kom. Want ek weet, ek is nie gewoond daaraan nie. Ek weet, my eerste uitroep na U is verlos my van my probleme. Ek weet, my eerste uitroep na U is vat die probleem weg, haal die obstakels uit die pad uit. Maar ek gaan dit verander deur vir U te sê, lei my deur die vallei van doodskaduwee en bring my sterker aan die ander kant uit, Here, vol van U Gees soos U in die woestyn deurgegaan het. Here, ek is bereid om iets op te gee, om te wys ek is ernstig met hierdie verandering. Dan raak vas 'n opsie. Nie om die Here te impress of 'n kalendertyd te hê wat almal vas nie, om te sê, Here, ek gaan koffie opgee, ek gaan kos opgee, ek gaan iets opgee, ek gaan TV kyk opgee, ek gaan selfoontyd opgee, ek gaan iets opgee om te sê, ek is ernstig om my gebedslewe, my gesprekslewe met U lewend te kry vanuit 'n posisie van dood. Ek wil hierdie begeerlikheid van my oë, dit wat ek sien, wat ek graag wil hê, hierdie grootsheid van die lewe, om suksesvol te wees, om hoe ek dit ook al sien, wil ek vir U offer om te sê, Here, ek wil hê wat U vir my wil hê. My begeerte is na U. Vra dan net wat jy wil hê. En binne die versoek van Here, verander my as klei, soos U wil, sê die Here. Dan vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. Want hoekom sal dit nou wees? Ek in julle en julle in my. My woorde bly in jou. Vra dan net wat jy wil hê. Jou begeerte en jou delight is nou in hom. Hy sê, my kind, yes. Nou praat ons besigheid. Ek is ver van dit af, maar ek besef, ek wil daar wees. Ek wil 'n gebedslewe wat sinvol is, wat gebore word uit 'n vraagteken, wat nie meer agendas en duisternis het in hom nie, wat net sê, Here, word verheerlik in hierdie saak. As ek daar moet ek daar deur. Ek vertrou U, ek gaan rustig slaap, maak nie saak hoe lyk die storm aan die buitekant nie. Want U is saam met my in hierdie boot. En dis vir my genoeg. En raai wat? Seek first the kingdom and His righteousness, and all the rest shall be added. Soek eers sy koninkryk, en die een wat dit vir jou beskikbaar maak. Gee jou lewe oor aan hom, en al die ander goed wat ons in die inhoud van die gebed vir hom gee, weet hy reeds, en sal hy ten goeie laat meewerk vir alles wat jy nodig het. En dis nie net Nuwe Testament nie, dis Psalm 23, die Here is my herder, ek sal niks kort kom nie. Maar die begeerte van my hart, die werklike intensie, het geswaai van myself af na hom. Sal julle 'n bietjie daaroor gaan dink? Dis daai deurgrond my in Engels, die einde van daai verse. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there is any wicked or hurtful way in me, and lead me in the way everlasting. Die laaste gedeelte van Psalm 139. I rest my case. I rest my case. En ek nooi jou om saam met my op hierdie ontdekkingsreis te gaan. Van hoekom? Die werklike rede hoekom jy bid. Die Here sal jou seën en behoed
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen.